Goeiedag Blitsfokus kykers. Ons is terug met nog 'n episode. In die week se episode kyk ons na wat is nuut in die wêreld. Ons het 'n baie spesiale gas wat saam met ons gesels. Ons luister 'n nuwe liedjie en ons lees 'n nuwe boek. So bly ingeskakel en geniet dit saam met ons. Welkom terug kykers by vandag se nuus. Ek is so bevoorreg om vir Annemarie vandag by my te hê. Annemarie, hoe gaan dit met jou? Dit gaan so goed met my. Ek is so bly om vir 'n slag saam met jou Blitsfokus te doen. Ons was nou nog nie saam op die Blitsfokus bank nie, so dit is nou iets nuuts. Ja, dis baie exciting. Maar jy moet eers vir my vertel, nee. Hierdie is nou maar eers jou tweede week wat jy self aanbied. Hoe ervaar jy dit? Ek moet sê dit bly bietjie nerve-wracking, as mense dit so kan sê. Ek bly bietjie op my senuwees, maar dit gaan al hoe beter. Ek dink met elke episode gaan dit beter gaan en ek geniet dit sover, so ek dink dit maak. As die kameras en die ligte, mens raak nooit gewoond daaraan nie. En ons lieflike MMO bring elke keer voel dit vir die ligte al hoe nader dat dit voel skyn elke keer. Ja, dit voel asof jou siel so half deursigtig raak terwyl jy hier sit. Ja nee, ek sien elke plooitjie en streepie en kolletjie. Maar dis okay, the more natural the better. Ja, wat? Ek het veel geplan nie. Ja, so kom ons chat bietjie. Ja. Dit was 'n exciting naweek geweest vir baie mense. Dit was Valentynsdag geweest. Ja. Ek moet nou eers by jou hoor want daar's baie mixed emotions en so. Wat is jou thoughts op Valentynsdag? Wat is jou thoughts, jou feelings? Want ek weet hoe ek voel, maar ek het eers jou opinie nodig dat ek kan weet of ek moet tone it down of tone it up. Ek dink my opinie oor Valentynsdag is dit is 'n goeie geleentheid om half soos appreciation te wys en liefde en so, maar dit is ook nie vir my so groot deel nie, want 'n mens moet dit elke dag doen en jy moet deur die jaar en deur die maand en deur die week moet jy jou liefde wys aan die persoon wat jy in 'n verhouding is mee of jou familie of wie ook al, moet jy aan hulle wys dat jy vir hulle omgee en so. So ek moet sê ek persoonlik het nog nooit 'n groot baai gemaak oor Valentynsdag nie, dis my gevoel daaroor en ek dink daar word absoluut heeltemal te veel geld daaraan spandeer om net 'n dag. Presies wat ek wou sê. So, okay. Ek is lief vir liefde, nee. I love. Dit is vir my so cute as om nuwe couples te sien en ek en my maat so grappie wat ons altyd maak wat ons sê donkie liefde en dis nou as soos twee baie jong mensies nou vir die eerste keer in 'n verhouding is en so. Maar ek dink regtig Valentynsdag is die grootste geldmaak skema van die 21st century. 100%. Ek gaan nie vir jou lieg nie. Soos hoekom is jy besig om R1,500 op blomme te spandeer in die middel van die maand? Nee. Dit maak nie sin nie. En ek was in die mall Saterdag en die mall was 'n absolute vertrapping geweest. Jy kon nêrens gaan nie, nêrens beweeg nie en dis net blomme en rose en so as jy half nie 'n Valentyn het, dan voel jy en dis ook vir my 'n ding. Ja, dit is nie vir my lekker dat mense wat nie in verhoudings is nie afgeskeep voel omdat daar nou hierdie groot baai gemaak word nie. En soos ek sê, ek is regtig lief vir liefde en by all means, but dis soos wat jy gesê het, jy moet elke dag daai tipe van goed doen. Daar moet nie een dag 'n jaar wees wat 'n ou nou vir sy meisie blomme koop en dit maak om die beste ou in die wêreld nie. Dis iets wat elke dag moet gebeur. Ja. Of nie elke dag blomme nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Ja, seker goedjies moet kom onverwags as jy sonder beplanning of so groot baai. Ek het toevallig gelees dat Suid-Afrika nie, in Amerika het hulle voorspel dat daar iets soos $30 biljoen spandeer word op Valentynsdag. Dit is astronomies baie. Weet jy wat kan ons doen met $30 biljoen? Weet jy wat kan ek en jy doen as ons is ons kan aftree môre. Ja, dit is klaar, ons hoef nooit weer te werk nie. Maar nee, dit is ons sal nie want ons lief vir Blitsfokus. Ja. Maar dit is dis belaglikheid as jy my vra. Nee, 100%. Ek het Valentynsdag op slaap opgevang, was wat gedoen en TV gekyk en kos gemaak vir myself. As you should. Dis wat ek gedoen het op Valentynsdag. Ek het die hele dag op my bank gelê en popcorn geëet en romcoms gekyk. Dit is ook cute. Ja, want mens moet mos nou die liefde voel. So nou voel ek vicariously deur movies die liefde. Deur die menige romcoms. Maar op 'n bietjie meer ernstige noot as ons nou bietjie kan wegbeweeg van die liefde af en so. Ek is bietjie out of the loop met wat in die nuus aangaan by Zone. Ek het bietjie lank my koerant gelees. Moet asseblief nie vir my baas vertel nie. Maar wat gaan aan in Zone? Wat is die nuus daarso? Wat gaan aan met die jeug? Ek is bietjie out of the loop daarso. Dis maar net ons projekte wat ons deur die jare het wat ons nou op fokus is die NSSR Rugby League wat gaan begin, baie opgewonde daarvoor.
Ek Sterkte hoor dis aan. baie werk voor en baie laat dae en lang dae en so, maar dit is die groot ding en dan het ons ook ons roadshow wat op pad is wat Okay. in Maart gelons word. Ek het laas jaar se roadshow gemis, so ek is nie presies seker waaroor roadshow gaan nie. Wil jy nie bietjie vir my net verduidelik want almal praat roadshow en ek het laas jaar nog nie gewerk nie en ek voel so 'n bietjie afgeskeep asof ek nie deel is daarvan nie. Dit gaan my eerste roadshow ook wees. So ek het nou deur al die voorbereiding het ek so dis basies maar ons gaan na die skole toe of gaan na dorpe toe en dan het die editorial spanne van elke skool kom dan of wie ook al hulle dan wil inskryf kom en ons gee hulle 'n bietjie opleiding oor skryf, fotografie, editing, bietjie Canva opleiding, so bietjie alles opleiding wat hulle nodig het as 'n in hulle editorial spannetjie of as hulle dan nou eendag dalk by MyZone aansluit of enige ander plek ingaan in die journalistiek, editing, videografie, fotografie, ja. So dis bietjie so overall valuable skills om te hê. Ja. Want ek weet Canva is 'n lewensredder. Byvoorbeeld 'n CV. As jy jou CV op Canva doen, voel dit van jy's in die World Cup. Ja. Want hy lyk altyd mooier as almal anders en daar's dalk nonsens wat daar staan, maar hy lyk altyd Maar hy mooier lyk as mooi, almal hy gaan die anders oog dan. vang. Ja, en dan die NSSR, wanneer begin daai liga? Het jy al enige idee van wanneer die liga afskop? Want ek weet dit was my gunsteling tyd by MyZone geweest was die NSSR tyd. So Ek weet die launch is die 24ste Februarie, so dan daarna begin ons dan met die Okay. liga. Ek nou nog nie die spesifieke datums nie, maar ons sal die kykers op hoe gaan we sê up to date hou. ja, julle moet asseblief net, ek sal elke keer die nuus kom doen wat dit rugby is, want julle weet, rugby is my gunsteling ding om oor te gesels op Blitz Fokus. Rosanne sal nog leer. Ek sal moet Dit is daar rugby is. Ek sal definitief van rugby ook moet leer. Ek het nie so baie kennis oor rugby soos jy nie. Kom maak nou 'n draai by my. Ek sal vir jou 'n paar tips gee. Want dis regtig ja, dit is soos jy sê, dis 'n uitputtende tyd, maar dit is die lekkerste tyd want daai wedstryde en die gees wat saam met dit gaan en ek onthou as enigiemand my vra wat die highlight van my tyd by MyZone was dit toe Morea laas jaar se NSSR Superliga gewen het, want dit was net ongelooflik geweest, die hele Oudtshoorn en omtrent helfte van Otjiwarongo was in Windhoek geweest om 'n rugbywedstryd te kyk en ek het die voorreg gehad om saam met die span terug te gaan Oudtshoorn toe en te kyk hoe hulle ontvang is by die huis en dit het regtig gevoel asof ek soos die Springbokke in die Wêreldbeker kyk daai tyd. So dit was ongelooflik geweest. Ja. Ek moet sê ek is ook baie opgewonde vir dit. Ek is nog altyd iemand wat van skoolsport hou en daar wil wees. Alles net vir die gees. Ek het nooit regtig aan iets deelgeneem nie. Maar dit half bring 'n mens net altyd 'n bietjie op. Om die opgewondenheid en die gees en die skole se deelname en almal wat daar so saamwerk om iets te bereik. Dit is altyd lekker om te sien. Vir my is dit altyd die klein seentjies wat so opgewonde raak om die eerste span rugby te kyk, want 'n mens kan net die bewondering in hulle oë sien. Soos mense kan sien hierdie kinders kyk op na die mense wat voor hulle staan. So dis altyd vir my ongelooflik. Ja, hulle is altyd soos daai wil ek eendag wees. Ja, dis cute. En dan het ons natuurlik drama by die universiteite. O, jene, ja. So vertel vir my 'n bietjie, jy het iets genoem van Unamanast voordat ons kom sit het en ek is nie presies seker wat aangaan nie. So what is happening? Die grootste nuus nou maar is dat albei die hulle het altyd besluit om dat studente wat wel dan nou skuld het kan registreer. Daar's sekere vereistes wat jy moet onder 'n sekere hoeveelheid val. Ek weet as jy oor 50,000 skuld dan moet jy beplan om dit af te betaal en jy moet so daar sekere vereistes maar dat hulle wel hierdie studente toelaat om te registreer wat ek dink fantasties is want partykeer val dan net iets voor en hulle kan net nie dit betaal op die oomblik nie of wat ek al maar so ek dink dit is regtig 'n vooruitgang vir studente wat dan andersins sou moes uitval. Ja, kyk dit kom nou net weer vir my terug na daai gesprek oor subsidized tertiary education toe. Want so ons het nou gesien hoe ons NSFAF is obviously betrokke en ons het nou gesien hoe al daai hulpmiddels inkom. Maar watse hulpmiddels gee jy byvoorbeeld vir iemand wat R100,000 in die skuld is? Want soos jy sê, hulle kan dit nie nou betaal nie, maar as 'n student, waar kry jy R100,000 om daai skuld af te betaal? En dit is van die goed wat net daai ek dink amper die probleme met dit uitlig so bietjie, want ja, almal verdien, voel dit vir my 'n education as dit iets is wat hulle wil hê. Ek praat baie oor hoe jy nie 'n graad nodig het om suksesvol te wees nie, maar
ja, ek weet nie. Dit is vir my die feit dat jy R100,000 in die skuld kan wees om te swat is vir my mind-boggling. Want dis vreeslik baie. Waarvoor betaal jy daai 100 jaar? Ja. In 'n geval kom ek gaan nie te diep in dit in nie, maar ek dink ook is 'n goeie ding. Almal verdien 'n tweede kans. Ja. 100%. En nou, en dit is baie belangrik om te noem, nou lê die vonnis by jou as die student om eerstens te bewys jy het hierdie vergunning verdien. Ja. En om tweedens te wys jy kan nou beter finansiëel werk en ek verstaan goed val voor en so, maar baie keer is dit ook net mense wat nie sufficiently beplan het finansiëel nie. So en om dan nou hierdie ooreenkoms wat jy teken met die universiteit om daarbey te hou, soveel as wat jy kan. I mean, ek dink ons almal het goedjies in ons lewe wat ons kan uitsny wat ons nie nodig het of wat jy hoef te finansier of so nie. So ek dink definitief as jy jouself soos as jy wil regtig 'n verskil maak in jou debt. ja. Ek kom nou nie op Afrikaanse woord nie. Dan is dit jou verantwoordelikheid om by hierdie ooreenkomste te hou, want hierdie groot vergunning, ek kan nie eens dink wat se las dit op die universiteit is om al hierdie skuld dan nou net vir eers te absorbeer totdat hulle dit nou afbetaal. So veral met die subsidized tertiary education, Ja. want ek dink dit is klaar 'n verskriklike finansiële soos burden op die universiteite om dan nou nog te moet al daai skuld vir eers absorbeer en net dit op sy te skuif. Maar dit laat mense ook dink aan soos wat is dit wat jy hoe kan hulle bekostig om dit te absorbeer? Ja. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. dis nie ons probleem om Ja, op te los nie nou nie. Maar ek seker die studente is dankbaar. Baie mense is dankbaar dat hulle kan registreer en aanbeweeg met hulle studies. So in my oë is dit 'n goeie ding. Ja. Die probleme is hulle sin. Ja, die Om uit probleme. te sorteer. Ek en Irene sê altyd as ons lank genoeg op hierdie stoele sit, kan ons al die wêreld se probleme uitsort, maar ons het nie Amper soveel soos. tyd nie. Nee. Maar so ja, baie dankie dat jy vandag die nuus saam met my gedoen het. Ek so gaan bly, dit was definitief so nog baie op lekker. jou knoppe druk. Ja, ek waardeer dit regtig baie. So, kykers, bly ingeskakel vir wat volgende op ons program is. Welkom kykers by die week se onderhoud. Ons gas die week is David van Skalkwyk. Welkom David. Baie dankie Susan. Baie dankie dat jy vandag bereid is om onderhoud met my te voer. Ja. Ons gaan sommer heel eerste inspring en vertel vir my 'n bietjie meer van waar jy groot geword het, waar jy skool gegaan, net so 'n bietjie agtergrond van jou. Okay, so ek het groot geword in Keetmanshoop en begin daar skool gegaan by obviously mos nou die kindertuin en so aan. Van daar af te begin ek by Kroonheid Laerskool. Dis waar ek nou begin sport gedoen het, besig gebly het met myself saam, vriende opgebou, karakter gekry en na daai gaan ek oor hoërskool toe. Ek wou 'n bietjie beter kan Keetmanshoop gaan, maar nie kans gesien so ver gaan van my ouers af nie. Van jy's nog jonk en jy vind nog jouself. Ja, en daar sou ek nou deel geword van die skool se LRC's, schoolboard en so aan. Ja, dit was net nice geweest en toe vind ek myself in coaching en begin help sommer met die mense daar afrigting so. Dis nice. Dis nou. Okay. Ja, so julle loopbaan aan in Keetmanshoop. Alles daar begin met sport en kuns alles, ja. Ag, lekker. En vertel vir my voordat jy aangesluit het hier by MyZone, wat het jy toe gedoen? Voor ek hier begin het ek nogal baie goed gedoen, 'n hele handvol dinge. So ek het eers begin met coaching. So ek het gegaan van na skool gaan ek oor na ETA College en ek het daar toe fitness studeer, 'n jaar gedoen, sertifikaat daar gekry. Nadat toe ek nou afrigting gedoen, dis in bootcamps, is nou atlete, sokkerspanne, netbalspanne, volleybalspanne, heeltemal net in die sportrigting gegaan. En daarna het ek nou begin werk in gyms en myself opgebou, my kliëntel opgebou, die mense leer ken. En toen zei ik, ik zie die mark het coach nodig in atletiek en een klap nodig in atletiek, vooral in Keetmanshoop. Vandaar is ons niet baie klaps daar is, zeker 1 of 2. Oké, en ik heb nog een paar atleten bij mij, en dat hebben we mee georiënteerd. Dus we gaan klap op ons eigen, van die andere klap zijn er niet zo bij spatie meer. Ik heb toen gezegd, ja, klap begin en ja, toen bouwen ze die klap op voor 4, 5 jaar. Een dag gedaan, deelgeneem in Walvisbaai, Sorgopmund, Windhoek, even zelfs in Oshikati. Yes, so jy het omtrent was bedrywig met Rond sport. beweeg, ja. Ag, dis lekker. Dat is lekker, ja. Ag, en jy het nou sê baie van jy het coaching gedoen en nou ook rugby en al die sporte. So waar sal jy sê het jou die passie vir jou vir sport en atletiek begin?
So my ouers altyd het sport gedoen, my ma het netbal gespeel, my pa het marathon en so 'n langafstand deelgeneem. Selfs ook gespeel, rugby gespeel. Maar hy sê daai jare van hulle was dit grond geweest, so jy moet maar vasbyt. En dis waar dit begin het. Ek het nou van kleins af begin deelneem interreis en so regionals en goed deelgeneem. So toe ek sien dit was lekker geweest, ek sien die atmosfeer, jy maak vriende en jy bou net jouself en jy is basies die main focus van die dag. Jy almal is op jou. Ja. Almal ja, dis almal is splits fokus. Almal kyk vir jou en die mense skree jou naam en dit voel net jy adrenaline pomp net die hele tyd. So dis waar die liefde vir sport begin het. Ja. Okay. Ag nee. So dit is so 'n hele familieaffære Ja. die sport. Dis 'n hele familie ding. Ja. Hoe het dit toe gekom dat jy aansluit by MyZone? Ek het nou na ek nog gesien het die sport hy gaan nou in 'n rigting van ek moet meer studeer, sien ek okay fyn. Die studies kom nie so uit nie dat dit bietjie te duur vir my dan okay. Ek hou van kuns, ek hou van tegnologie. So obviously die beste sal wees om in te gaan met graphic designing, dis nou kuns en tegnologie saamgemeng, ja. En ek doen toe 'n kursus by NAST en daar kom ek nou deur by die kursus. Dis nou 'n paar maande gewees. Ek het myself nou die goed aangeleer en beoefen. Doen 'n paar take vir mense dat ek dit myself kan inskerp. En ek sien toe die advertensie op Instagram. Ek doen aansoek maar ek doen aansoek toe vir graphic designing en vir sport, so albei. Hulle bel my toe terug en hulle sê vir my ek het 'n interview gekry, maar ek weet nie waarheen is dit nou nie. Ja. Ek is nie seker nie. Gedurende die interview probeer ek nou uitvis vir wat is dit? Want ek wil nie vra nie want ek wil nie uit plek lyk nie. Toe hoor ek nou later sport en okay fyn, so ek dus is in my area in. So ek praat lekker en gesels met die mense saam. Nie te lank nie, hier regter hierso. Op let's focus. Ag, ek's baie bly jy's hier. Baie dankie, ja. En dan hoe dink jy sal jy die vaardighede wat jy geleer het in die sport en in die afrigting en so kan toepas in jou beroep as 'n joernalis? So in sport, veral in afrigting, jy moet baie gefokus wees heeltyd. Op jou voete bly, jy weet nooit wat om te verwag nie. Jy moet jouself probeer toepas by dinge wat gebeur nou in die oomblik in. En as dieselfde met journalisme, jy weet nie wat om verwag nie. Jy moet altyd gaan baie hard werk om die klein dingetjies te soek. Wat is fout gewees, wat het gebeur, elke detail ingaan en probeer net nie om punte nederig te wees nie, maar dis deel van afrigting want dis vir die beste wat jy wil kry uit jou atleetheid of jou kliëntheid. Ja. En ek voel dit sal my ook sal in my loopbaan as joernalis, dit sal vir my help om vorentoe te gaan. Ja, ek Ja. dink definitief dit sal. Ja. So ons is nou ek en jy albei is nou vir 'n jaar so basies maar intern joernalis. Ja. So wat sal jy sien jy uit na meeste vir hierdie jaar wat jy dan 'n intern is? So ek probeer meer fokus dat ek kan kry ervaring kry agter die kamera of wat dit behels om so die shows is die bymekaar te sit. Ja. Al klomp stukkies en een ding te bou. Dit is maar interessant om te sien hoe dit gedoen word van ons by die huiskykers sien net die laaste produk. Ons weet nie wat gebeur nie. So ek wil graag weet wat alles ingaan in so sulke strukture. Ja. Okay. En dan net die laaste opmerking, jy het nou al soveel ervaring in sport en in afrigting en jy het nou al self sport gedoen en nou is jy 'n joernalis. Ja. Waar sal jy sien jy jouself in die volgende 5 tot 10 jaar? Is dit maar by soos sportjournalistiek? Ja. Is dit meer in afrigting? Wil jy terug gaan swat? Ja. Wat sal jy sê is jou doel, sê maar nou oor 5 of 10 jaar? Oor 5 of 10 jaar, ek probeer altyd net dit vat soos dit kom, dat ek op my voete kan bly heeltyd van as ek myself om iets te verwag en dit gebeur nie so nie, dan sit ek myself voor vir 'n teleurstelling. Ja. So, maar as ek moet sê wat gaan ek myself sien, waar gaan ek myself sien en hoe dit gaan wees vir my, sal ek sê iets verder in sport, veral die mediese kant van sport. Om meer te ploegen die jeug, meer te ploegen die Namibiese land self. Want gewoonlik as mense klaar studeer, dan gaan soek hulle groener weivelde in ander lande. Ja. En ek voel dit sal goed wees om in die land self te ploeg. Ja, so meer die jeugsport en so te ontwikkel. Ja, en so. die jeugsport meer ingaan by, as ek mag sê, sport medicine. Ja. En kyk wat is die oorsaak dat so baie atlete beserings opdoen en allerlei dinge. Ag,
dit is fantasties. Ja. Maar dankie dat jy opgekom het vandag en alle sterkte toe en ek hoop ons werk nog baie saam die jaar. Ek sien hoop uit. ook so. Ja, baie dankie. Dan sy kykers bly ingeskakel vir die res van hierdie episode. Welkom by Voor in die Koor. Hier gesels ons oor die gevoel en betekenis agter kunstenaars en hulle liedjies. Vandag gesels ons oor Uit my kop uit, gesing deur Henry Aland. Die liedjie gaan oor hoe as jy lief is vir 'n persoon, hulle jou hele wese oorneem. Dit is geskryf in die vorm van 'n brief aan die liefde in sy lewe, sodat sy duidelikheid kry oor wat sy vir hom beteken sonder dat dit net gesê word. Dit gaan verder en verduidelik dat niks en niemand meer sin maak of saak maak as die persoon wat jy liefhet nie by jou is nie. Die persoon gee alles oor aan sy liefde vir die ander een en hou niks terug nie. Hy is heeltemal in oorgawe vir die liefde van haar. Die liedjie handel oor liefde en oorgawe aan die persoon wie jy liefhet. Dankie dat jy hierdie liedjie saam met my ontdek het en doen jouself 'n guns en gaan luister definitief daarna. Welkom by Nuut op die Rak, waar ons elke week 'n boek lees wat 'n nuwe wêreld vir ons oopmaak. Sit terug en ontdek saam met ons die betekenis agter vandag se storie. Ons gesels vandag oor Soedering in die Ruigtes, geskryf deur Christian Bakkes. In 1916 keer Caleb Kelly, 'n jong Eerste Wêreldoorlog-veteraan, getraumatiseerd en gesken terug na die Oos-Kaap. Die afgryse van wat hy in Frankryk beleef het, is ingebrand in sy wese. Kort na sy terugkeer vernietig olifante die windpomp op sy plaas. Caleb is kwaad en gereed om wraak te neem, maar dan gebeur iets onverwags en sy woede maak plek vir 'n vriendskap met 'n trop wat deur die dag tussen die Ruigtes naby die plaas skuil. Intussen word daar groot planne gemaak in die Sondagsriviervallei. Die regering begin 'n grootskaalse landbouprojek om die gebied te ontwikkel. Om die ontwikkeling moontlik te maak, word Dewald Trotzy aangestel om die olifante in die omgewing te verminder. Soedering in die Ruigtes is nie net 'n storie oor die verlede nie. Dit is 'n verhaal wat jou laat dink oor die seerkry en genesing, oor hoe mense kan vernietig, maar ook kan herstel. Dit wys hoe keuses die toekoms kan verander. Die sterk band tussen Caleb en sy trop olifante maak die storie besonder. Hulle verhouding is vol spanning, hartseer en hoop, en dit sal jou laat voel, laat wonder en dalk selfs anders laat kyk na die wêreld om jou. Deur feit met fiksie te verweef, neem Bakkes lesers op 'n reis vanaf 1916 tot die stigting van die Addo Olifantpark in 1931. En so maak ons nog 'n episode van Nuut op die Rak klaar. Ek hoop dit inspireer jou om vandag 'n nuwe boek op te tel en te ontdek wat se storie daar binne lê. En so kom ons by die einde van die week se Blitsfokus episode. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het, saam met ons geluister het en mag al die inligting op hierdie episode jou inspireer om te lees, te luister en met nuwe mense te gesels. Baie dankie.